Nou ja, dit is wonderlik hoe daar soms 'n preek gebore word in 'n mens se hart. Afgelope maandag het ek almal se opnames in die gemeente wat ons hierdie keer nou gebruik het vir Pretoria FM bymekaar gekry dat ek dit kon invat en ek moes toe nou nog 'n Sondagoggend oordenking en 'n Sondagaand oordenking moes ek nou nog opneem. En op 'n wonderlike manier kom Psalm 84 net in my hart op vir die vroegoggend uit die woord. Dis nou vir die Sondagoggend en ek lees die Psalm en ek neem dit op en die Psalm praat so met my hart dat ek toe nou begin kyk na die Psalm en begin notas maak en kort voor lank toe weet ek dit is hierdie Sondagoggend se preek. So ek wil baie graag dan vanmôre Psalm 84 saam met u lees en dan gaan ons dit ook saam oordink in die preek vanmôre. Psalm 84, ons gaan daar van vers 1 af saam lees. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel, daar's ook vertalings wat sê, roep uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want een dag in u voorhoewe is beter as 1000 en die bedoeling is elders op 'n ander plek. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Tot daar lees ons dan saam uit die wonderlike woord vir oggend. Kom ons bid saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, as ons dink aan die serafs in u teenwoordigheid, wat die woord vir ons leer dag en nag uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Dan wil ons in hierdie môre ook buig voor u heiligheid. En ons wil erken dat daar niemand soos u is nie. Ons dankie dat ons u vanmôre kan aanbid as die skepper van hemel en aarde. En as ons dink hoe groot die heelal is, met al die derduisende sterre en planete, as ons dink aan hierdie aardbol met sy sonnestelsels en sy atmosfeer en die voedsel wat hierdie aardbol vir ons voortbring, die diereryk, die voëls van die hemel, die bome en die plante van die veld, en as ons dink aan die mens wat u na u beeld gemaak het, Here, dan word ons klein in ons harte voor u grootheid. En dan besef ons dat daar werklik niemand soos u is nie.
dan vul dit vanmôre ons lewens en ons harte met 'n dankbaarheid en met aanbidding en met eer en lof teenoor U, die groot en almagtige God, wat alles so kunstig gemaak het. En dan dank ons U, Here, dat U ons ook 'n geleentheid gegee het om op aarde 'n tydjie te spandeer. Nie een van ons weet hoe lank ons hier sal wees nie. Party mense het 'n baie kort lewe, ander het 'n lang lewe op aarde. Maar Here, wanneer ons stil word en ons dink aan die lig van die ewigheid, dan maak dit eintlik nie saak hoe oud of hoe jonk 'n mens op aarde was, as die Here jou kom haal nie, want in die lig van die ewigheid wat vir ons wag, is ons eintlik almal op gelyke voet. En ons wil vanmôre baie dankie sê, as ons dink aan die ewigheid, dat ons nie hoef te vrees, dat ons 'n ewigheid in die verderf hoef deur te bring nie. Want Christus het sy lewe vir ons gegee. Hy het met sy lewe betaal om ons sondes los te koop, om ons vry te koop uit ons ydelle lewenswandel, ons sondige lewenswandel. En hy nooi elke mens op hierdie aarde, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is onder die las van julle sondes, en ek sal julle rus gee. Dankie vir die rus wat die Here Jesus deur sy kruisdood vir ons uitgewerk het. Dankie vir die uitnodiging dat ons daaraan kan deel. Ek dink so aan Jesaja 55 vers 1, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en drink wyn en melk verniet. Here, U het dit vir ons bewerk, U stel dit tot ons beskikking, U roep ons om dit in ontvangs te neem, en al wat die mens hoef te doen, is om hom of haar na die Here toe te bekeer, en te sê, ek neem Christus aan as my persoonlike verlosser en my saligmaker. Baie dankie Here dat ons vanmôre kon opstaan, en ja, die afgelope week het ons ervaar hoe daar weer 'n sterk koue front deur ons land beweeg het en daarmee saam die koue weer gebring het. En Here, ons is bewus daarvan dat U ook die een is wat die seisoene geskep het. En ook daarvoor aanbid ons U. Vader, ons wil vra dat U ook hier in die gemeente sal voortgaan met die pragtige geestelike seisoen wat U hier begin skep het. 'n Seisoen waarin ons ervaar dat mense 'n nuwe liefde en 'n nuwe opgewondenheid vir U het. 'n Seisoen waarin mense graag die Here wil dien en met oorgawe vir die Here wil lewe. En dis U werk en ons gee aan U daarvoor die lof en die eer en die aanbidding ook van ons harte. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is, in besonder vir Callie en vir Moekie. Here, U weet dat hulle toestand is baie ernstig en ons wil vra dat U vir hulle asseblief, as dit U wil is, sal aanraak en sal oprig. En U wonderlike kosbare bloed ook in hulle lewens sal toepas en die hand van genesing oor hulle sal uitstrek. Dankie dat oom Leon vanmôre by ons is. Dankie dat U hom opgerig het nadat hy vir 'n lang tyd in die hospitaal was. Ons bid vir elke ander een. Ons dink aan Mada. Here, ons is dankbaar dat sy nie nodig het om 2 heupvervangings te kry nie, maar dat dit net 'n senuweekie in haar rugwervels is wat vasknyp. Ons bid vir oom Attie en vir tannie Antoinette. Dankie vir hulle voorbeeld. Die manier waarop U vir hulle dra en in 'n hoë ouderdom hulle nog by ons kan wees. Ons wil ook bid vir tannie Spookie wat hartseer is met die heengaan van haar ou sus. Ons wil vra, Here, vertroos haar. Saam met oom Jan, wees met hulle op 'n baie besondere manier. En dan dra ons diegene op wat hierdie week verjaar. Seën ook vir hulle asseblief, Here. En kom nou deur die werking van U Gees, kom spreek tot ons elkeen se harte. Ons is gretig om te hoor wat U vir ons vanmôre
deur die Heilige Gees en deur u woord in ons harte wil kom leer. In Jesus se kosbare naam bid ons dit met danksegging. Amen. Nou ja, as 'n mens kyk na die manier waarop hierdie psalm begin, en daar staan, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare, dan kan ek nie anders as om die tema vanmôre te gee aan die boodskap, die wonder van God se teenwoordigheid. Ons het opgelet dat hierdie 'n psalm is van die kinders van Korag. Nou, ek wonder wie van u kan onthou wie Korag was. Ek wonder of daar 'n hoërskool of 'n laerskool kind is. Julle kan gou so vinnig met julle ouers ook 'n bietjie konfereer, wat vir my wil sê, wie was Korag in die Bybel? En ek dink, ek het vir daai ene wat reg antwoord, 'n lekker sjokoladietjie. Is daar een van julle wat wil sê, wie was Korag? O gats, lyk vir my dis vanmôre myne. Ek gaan hom geniet. Ons lees in Numeri 6:10, 'n baie hartseer stukkie geskiedenis van 3 manne, Korag, Datan en Abiram. Hulle was Lewiete. Met ander woorde, hulle het in die tempel gewerk, of in die tabernakel nog daai tyd. Daar was toe nog nie 'n tempel nie, onthou, hulle was besig om te trek van Egipte na die beloofde land. En hulle het in opstand gekom teen die leiersposisie van Moses en veral Aaron. Hulle wou nie gehad het Aaron moet die hoëpriester wees nie. En hulle het in opstand gekom en hulle het 'n rebellie eintlik gereël en georganiseer, en daar het sommer so vinnig 250 man saam met hulle in opstand gekom. Dis hoe vinnig 'n mens mense ongelukkig kan maak. Jy kom net by hulle en jy sê vir hulle, luister, dinge is nie soos dit moet wees nie, ek is nie baie tevrede met hoe dinge nou loop nie, ek hou nie van Aaron nie, kom ons kom in opstand, en boem, as jy jou oë uitvee, is daar 'n hele betoging, nee, en 'n hele opstand, en 'n hele rebellie teen die gesag. Nou ja, die uiteinde daarvan was dat die Here se toorn teen hierdie manne ontvlam het, wat in opstand gekom het teen die gesag wat hy aangestel het. Julle kan bietjie Numeri 16 weer gaan lees, en hierdie manne is almal lewendig ingesluk deur die aarde. En die 250 het lewendig verbrand. So dit was nie 'n goeie opstand om deel van te wees nie. Mens moet versigtig wees as jy in opstand kom, waaroor kom jy in opstand, né? Maar ons lees in Numeri 26, dis nou 10 hoofstukke aan, lees ons in vers 11, maar die seuns van Korag het nie gesterf nie. Daar kan ook staan, die kinders van Korag het nie gesterf nie. Wie se psalm is die? 'n Psalm van die kinders van Korag. Hulle was steeds Lewiete, hulle het steeds in die tabernakel en later in die tempel diens gedoen. En hulle was dan spesifiek Lewitiese sangers en tempeldienaars. En as 'n mens die psalms deurwerk, dan kom jy agter en jy sien dat die kinders van Korag het 11 psalms geskryf. 11 baie besondere psalms. Wie van u, ek wil graag hierdie sjokolade weggee. Wie van die kinders wil vir my sê, waaroor gaan Psalm 42? Soos 'n smag na waterstrome. Soos 'n wildsbok of 'n hert, jy kan hom nou kom haal, hoor. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na u, o Heer.
Sien nie ook die ooreenkoms met Psalm 84? Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. Dis al twee psalms van die kinders van Korag. Psalm 44, 'n gebed vir hulp in aanvegtinge en in 'n tyd van 'n nasionale krisis. Ook 'n psalm van die kinders van Korag. Psalm 45, 'n bruilofslied, 'n messiaanse psalm wat gaan oor die Messias, die bruidegom en sy bruilofslied. Psalm 46, dis een van my gunstelinge. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Dink ons almal ken Psalm 46. Almal psalms van die kinders van Korag, ook Psalm 47, 'n triomflied. God regeer oor die nasies. Psalm 48, Jerusalem en Sion, die stad van God. Psalm 49, 'n oordenking oor die kortstondigheid van rykdom. Ja, dit hou nie vir altyd nie, dit hou nie vir ewig nie. En dis dan al die psalms hier, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Almal psalms van die kinders van Korag. En dan spring ons na Psalm 84, 85, 87 en 88. Is ook almal psalms van die kinders van Korag. Nou dit wil lyk, as 'n mens kyk na die atmosfeer van hierdie psalm wat sê, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare, my siel verlang, ja smag na die voorhowe van die Here. Asof hierdie psalm in 'n tyd geskrywe is toe hulle nie na die tempel toe kon opgaan om te gaan aanbid nie. Kan u nog COVID onthou? Daai verskriklike slegte tyd wat ons gehad het, toe die kerke gesluit was en ons nie meer kerk toe kon gaan nie, en hierdie kerk Sondag dol leeg was, en daar een ouetjie hier voor gestaan en preek het vir 'n selfoontjie, wetende aan die ander kant van die selfoon is daar hopelik 'n klomp mense wat luister. Maar dit was 'n aaklige tyd. Ek onthou ek was toe in Rietfontein, daai eerste Sondag toe ek in die kerk staan en hier's niemand. Dit was my verskriklik. Ek kon ook sê my siel smag om weer saam met die kinders van die Here God te aanbid, en hierdie is vir my wonderlik. Dit is vir my absoluut heerlik om saam met u in die teenwoordigheid van die Here tyd te kan spandeer. So, dit lyk asof die kinders van Korag wat hierdie psalm geskryf het, in een of ander omstandigheid hulle bevind het waar hulle heimwee en 'n verlange gehad het om in God se teenwoordigheid in die tempel saam met die volk tyd te kon spandeer. So dit kan wees dat hierdie psalm in die ballingskap geskrywe was. Daar's nie sekerheid nie. Daar's sommige kommentators wat sê ja, dis in die ballingskap geskrywe. Ander sê nee, dit is voor die ballingskap geskrywe, maar dis dan in die ballingskap geresiteer en gesing, en ons weet nie. Vandag is dit wonderlik dat u en ek hier by mekaar kan wees in die Here se teenwoordigheid. Dit is eintlik die kruks van hierdie psalm. Want ek dink nie dat as die psalmdigter sê, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare, dat hy verlang het om na 'n gebou toe te gaan, net 'n dop wat die teenwoordigheid van die Here nie in is nie. Dis juis die teenwoordigheid van die Here wat dit vir hom so, kan 'n mens sê, aantreklik maak, en wat maak dat hy sy verlange daarna uitspreek. En is dit nie ook so dat wanneer ek en u in Sondagoggende opstaan en ons stort en ons trek aan, dan sê ons in ons harte vir onsself, saam met die ander psalm, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here. En in ons konteks is die huis van die Here ons, die gemeente, die mense, dis die huis van die Here.
Hierdie is ons plek van aanbidding. Dis ons sien nie juis uit om hiernatoe te kom nie. Hier is dit baie koud ook, nê, in hierdie vertrek. Maar ons sien uit om tyd saam te spandeer, om saam met die kinders van die Here in God se teenwoordigheid 'n spesiale uur of 2 op 'n Sondag deur te bring, 'n uur in die oggend en 'n uur in die middag. In God se teenwoordigheid. En of dit nou as gemeente by 'n erediens of 'n biduur of 'n ander geleentheid is, en of dit nou alleen by ons huise is wanneer ons stilte tyd hou en wanneer ons eenkant kom met die Here, om in God se teenwoordigheid tyd te spandeer. Daar's niks wat dit met dit vergelyk kan word nie. Niks kan die teenwoordigheid van die Here oortref nie. Daarom kyk ons nou na 3 gedagtetjies. En die eerste is die sterk verlange na God se teenwoordigheid. Die sterk verlange wat die psalmdigter uitspreek. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag. Dis 2 groot woorde. Dis 2 sterk woorde om te verlang, om te smag na die voorhowe van die Here. En die woninge waarna hier verwys, hoe lieflik is u woninge, o Here, het ek reeds gesê, verwys nie so seer na die tempelgeboue nie, na die dop nie. As die Here nie daar teenwoordig is nie, dan is dit eintlik ook maar net nog 'n gebou. Maar dit verwys juis na die samekoms in God se teenwoordigheid. Watter plek op hierdie aarde kan liefliker wees of kan in lieflikheid vergelyk word met die woonplek van God, daar waar die Here teenwoordig is? Niks kan daarmee vergelyk word nie. Geen plek op aarde nie. 'n Mens kan na die wonderlikste plekke op aarde toe gaan. Jy kan na die mooiste plekke op aarde toe gaan. Of dit nou 'n mooi stad is en of dit nou 'n natuurplek is, enige plek op aarde, niks kan vergelyk met daar waar God woon, waar God teenwoordig is nie. Dit is 'n plek van ongeëwenaarde skoonheid en heerlikheid. En dit is waarna die psalmdigter dan sy verlange en sy smagting uitspreek. Sy hinkering, hierdie 2 sterk woorde, om in God se teenwoordigheid te wees. Dit is sy sielsverlange. Dis waarna hy smag, dis waarna hy verlang. Hy sê, my hart en my vlees jubel uit, roep uit tot die lewende God. En ek dink dit onderstreep dat dit juis God se teenwoordigheid is, waarna hy verlang en waarna hy smag. Ek wonder of u met my sou saamstem. As 'n mens na hierdie 2 verse kyk, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. Hoe verlang my siel, hoe smag ek na die voorhowe van die Here. Hoe roep my hart uit na die lewende God. Sou u met my saamstem? Die psalmis het nie net in 'n boek van die Here gelees. Dit was hulle belewenis. Dit was die kinders van Korag se ervaring, dat om in God se teenwoordigheid in te beweeg, is eenvoudig wonderlik. Nie net kopkennis nie, nie net akademiese kennis nie, maar hartskennis, hartservaring. Daarom smag sy hele wese, sy hele menswees, en is daar hierdie sterk begeerte, hierdie sterk verlange om in God se teenwoordigheid tyd te spandeer. Hy praat van die woninge van die Here, daar waar die Here teenwoordig is, en daar waar u en ek ook saam met die Here in sy teenwoordigheid tyd kan deurbring, tyd kan spandeer. Ek onthou,
dink dis Psalm 27, kan ek net gou daarheen blaai, vers 4. Ja, een oggend, terwyl ons nog in Kimberley gewoon het, ons het reeds roeping gehad, en dit was seker so 'n maand, voordat ons as gesin kweekskool toe sou verhuis. Sit ek een oggend in die tuin en stilte tyd hou daar in Kimberley, en ek lees hierdie Psalm 27, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Nou daai ou groot Afrikaanse woord vervaard beteken, vir wie sou ek wegvlug? Vir wie sou ek angstig wees, bang wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, dan struikel hulle. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En dan hierdie woorde in vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Hierdie woorde daai oggend so in my hart ingebrand, dat ek dit tot nou toe onthou. Een ding het ek van die Here begeer. Kan jy sien, nie 2 nie, nie 3 nie, nie 10 nie, nie 100 nie. Een ding, sê Dawid, het hy van die Here begeer. En wat, dan gaan hy aan, hy sê, en dit sal ek soek. Wat is dit? Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Het gaan oor God se teenwoordigheid. Daarna verlang Dawid, dit begeer hy, dit sê hy, sal hy soek. Wanneer die psalme sê, my siel verlang, ja selfs smag na die voorhoofe van die Here, dan is sy verlange om in God se teenwoordigheid te wees. Om in God se teenwoordigheid te lewe. Daarom die woorde, my hart en my vlees jubel, ja dit roep uit na die lewende God. Hoe lyk dit vanmôre in u en my lewe? Het ons ook hierdie sterk verlange om in God se teenwoordigheid te wees? Het ons ook hierdie diep en innige begeerte? Spreek ons dit uit, daar in ons binnekamer. Sê ons vir die Here, een ding verlang ek, Here, dit sal ek soek, daarna sal ek smag, ek sal my lewe inrig om daardie doel te bereik, dat ek in u teenwoordigheid mag lewe, my lewe lank, om u lieflikhede te aanskou, om bewus te wees van alles wat u vir my beteken. Die tweede gedagtetjie in hierdie Psalm, as ons dink aan die wonder van God se teenwoordigheid, dan sien ons ook die veiligheid daarin. En dit is nou vir my mooi hoe Psalm 27 eintlik aansluiting vind by Psalm 84. In Psalm 27 het ons nou gelees, al staan 'n oorlog teen my op, al kom al my vyande teen my aan. In God se teenwoordigheid kan hulle maar kom. Die Here sal vir my dra, hy is daar vir my. Maar kyk 'n bietjie na vers 4. Hy kom met hierdie woorde, hy sê selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Dis vir my wonderlik dat die psalmdigter hier 2 eenvoudige klein voeltjies gebruik, eintlik as 'n metafoor om sy eie beskutting en sy eie veiligheid in God se teenwoordigheid uit te beeld. Hy gebruik 2 baie bekende ou voeltjies, wat ons ook hier in Suid-Afrika baie goed ken, naamlik 'n mossie en 'n swaalkie, as voorbeelde om te wys hoe dat hulle beskutting vind by die huis van die Here. Nou Psalm 102 vers 8 staan daar, ek is slapeloos
en het geword soos 'n eensame voël op die dak. En as jy die King James lees, dan staan daar sparrow, met ander woorde 'n mossie. So ook in Psalm 102 word daar verwys na 'n eensame mossietjie op 'n dak. En sê die psalmdigter, hy het geword slapeloos soos 'n eensame mossie op 'n dak. Nou, ons weet ook wat die Here Jesus ons leer in Matteus 10 vers 29, waar daar staan, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. Nou 'n stywer was 'n kopermuntstukkie soos 'n 5 sent stukkie in ons dag. Vir 2 sent of wat ook al, maar ek dink jy kry nie meer 1 en 2 sente nie, né? Nou 5 sent is nou die kleinste. So 2 mossies is in die Bybelse tyd vir 'n 5 sentjie verkoop. Is nie veel werd nie. Menslik gesproke is 2 mossies eintlik dan nou niks werd nie. Ou 5 sentjie. Maar hoor net wat staan daar. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder die medewete van julle Vader in die hemel nie. Hy waak selfs oor 'n ou mossietjie. 'n Mossietjie gaan nie dood sonder dat God dit weet. Sonder dat God dit toelaat. Is dit nie kosbaar nie? Dit is hoe die Here omsien. En ek in jare, honderde jare voor dit skryf die kinders van Korag hierdie psalm en gebruik hulle ook 'n mossie en 'n swaaltjie wat 'n nesie vind vir hulle kleintjies. En waar kan u en ek 'n beter plekkie kry vir ons kinders? Om ons kinders groot te maak. Om 'n plekkie van veiligheid ook vir ons kinders te vind. As in God se teenwoordigheid. Daar waar die Here woon. Daar by sy altare. Is geen beter plek om jou kind groot te maak as in teenwoordigheid van die Here nie. Ek onthou iemand by die kweekskool toe ons studente was, het vir die dames geleer en gesê, jy moet nooit jou kind as 'n verskoning gebruik waarom jy nie die Here kan dien nie. Want die Here het nie vir jou kinders gegee as 'n verskoning om hom nie te dien nie. Die Here het juis vir jou kinders gegee om hulle in sy teenwoordigheid groot te maak. Maak hulle groot by die altare van die Here. Vind 'n nesie vir hulle by die altare van die Here. Weet jy, 'n mens kan sien as kinders by die altare van die Here groot geword het. Hulle het geborgenheid in hulle lewe. Hulle het 'n anker. Hulle het 'n veilige plekkie. Nou al is 'n mossie min werd, 'n ou kopermuntstukkie, en as ons nou kyk na swaaltjies en ons kyk hoe onrustig is hulle vlieg die hele dag. Jy sien amper nooit 'n swaaltjie sit nie. Is vir my so mooi hier na die einde van die seisoen. Ek het al gewonder hoekom is dit so. Na die einde van die somerseisoen, dan kom ek agter daar waar ons bly, dan kom sit die swaaltjies daar op 'n bepaalde plek. Sit hulle sommer so in 'n ry. Dis asof hulle sê, vlerkies, nou moet julle rus, want julle gaan nou ver vlieg. Die winter is aan die kom, nee, ons moet nou gee pad hier uit Suid-Afrika uit. En hulle is baie onrustig, hulle vlieg en hulle is heeltyd besig. En nou kom die psalmdigter en hy vergelyk ook kinders van God met hierdie 2 voeltjies. Hierdie ou klein niks werd mossietjie en hierdie ou onrustige swaaltjie wat eintlik nooit sy sit kry nie. En as hierdie 2 voeltjies veiligheid kon vind by die altare van die Here, hoeveel te meer ons en ons kinders. Dis 'n wonderlike gedagte. Veiligheid in die teenwoordigheid van die Here. En sê die Here Jesus nie in Lukas 12 vers 24 die tweede deel, en hoeveel meer is julle nie werd as al die voëls nie. Daar in die tabernakel was daar 2 altare. Daar was die koperaltaar, die brandofferaltaar, waar die offers gebring is. En dan was daar die goue altaar waar die wierook gebrand is, daar in die heiligdom. Dis die 2 altare in die tempel.
En die koperaltaar wys vir ons op Christus se kruisdood, die offer wat hy vir ons gebring het. En die goue wierookaltaar wys vir ons op sy opstanding en sy hoëpriesterlike bediening en die feit dat hy as hoëpriester voortdurend by die Vader vir ons intree. En saam beeld hierdie twee altare vir ons die voltooide werk van Christus vir ons uit. Daar kan ons rus vind. Daar kan ons rustig raak. Daar kan ons in teenwoordigheid van die Here Jesus lewe. En dan die derde gedagte, die seën van God se wonderlike teenwoordigheid. In vers 5 en 6 sê hy, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Nou kom ons kyk net 'n bietjie hierna. Hierdie woordjie welgeluksalig, as jy kyk na die Hebreëse woord, dan beteken dit voorspoedig, op die regte pad, geseënd, vol innerlike welstand. Dis daarom dink ek dat die vertalers van die Afrikaanse vertalers sommer 'n woord gemaak het. Wel, gelukkig, salig. 3 maal gelukkig, 3 maal wel, 3 maal salig. En die Amplified sê, blessed, happy, fortunate, to be envied. Nee, dis 'n ryk woord, hierdie Hebreëse woord wat hier gebruik word om welgeluksalig uit te drink. En wat sê die psalmdigter? Wie is welgeluksalig? Wie is 3 maal gelukkig? Hulle wat in die huis van die Here woon. Hulle wat in God se teenwoordigheid woon. Wat tuis is in God se teenwoordigheid. Hulle is welgeluksalig. Verder die mens wat sy krag by die Here vind. Hulle is ook welgeluksalig. En in wie se harte die gebaande weë na God toe is, na sy teenwoordigheid toe. Daar's 'n Engelse vertaling sê, in whose heart there's a highway to God's presence. Is dit nie mooi nie? Daar's 'n snelweg in jou hart na God se teenwoordigheid toe. En jy vind daai snelweg elke keer. Jy vat daai afrit en jy gaan vol spoed in God se teenwoordigheid in wie se harte die gebaande weë is. Hulle wat in die huis van die Here woon, is die mense wat hulle lewe naby God hou. Wat nie afdwaal en van die Here af wegbeweeg nie, wat in sy teenwoordigheid wil wees. Hulle vind rus, hulle vind blydskap, hulle het voortdurend rede in hulle harte om God te prys en te jubel tot eer van sy naam. Hulle wat hulle krag by die Here vind, is hulle wat nie op hulle eie krag staat maak nie. Wat nie sê, nee wat, ek is sterk genoeg, ek sal hier deurkom. Nee Here, U is my krag, U is my rotsvesting, U is my bergvesting. Ek het nie krag vir hierdie situasie nie, Here, maar ek weet U kan my bekragtig daarvoor. En die gebaande weë, het ek reeds gesê, is 'n snelweg na die Here toe. Ek wil wees waar die Here is. Ek wil in sy teenwoordigheid wees. Ek wil hierdie snelweg na sy teenwoordigheid toe neem. Dit bring ons by die volgende vraag. Ons het nou gekyk, wie is welgeluksalig? Daai 3 tipes mense wat die psalmdigter sê. Maar waarvan kan hierdie mense seker wees? Dis die seën waarna ons kyk. Daar staan in vers 7, as hulle deur 'n droë laagte trek, dan maak hulle dit 'n fonteinland. Hierdie mense, omdat hulle in God se teenwoordigheid is, maak hulle presence, hulle teenwoordigheid, maak van 'n woestyn 'n lowergroen plek. Maak van 'n dorplek 'n plek wat oorloop van melk en honing. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Kan jy sien, iemand wat in God se teenwoordigheid leef, se teenwoordigheid verander die omgewing waar hulle bevind. Hulle is geseënd en hulle is tot seën verander, ander wat in die woestyn is. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge.
Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Nou, hierdie droë laagte, waarvan daar gepraat, as hulle deur 'n droë laagte trek, in die Hebreëus is dit die vallei van Bakka, wat 'n baie dor, woestynagtige plek was. Geestelik dui dit op moeilike, droë tye wat gevul is met trane, met pyn, met hartseer. Moeilike tye. Maar omdat hulle harte 'n gebaande weg na die teenwoordigheid van die Here is, word selfs hulle moeilike omstandighede deur God getransformeer. Daai droë laagte word 'n fonteinland. Hulle laat 'n spoor van lewe agter. Dis so mooi. Dis so kosbaar. En dit net as gevolg van die teenwoordigheid van die Here. Die Here vul hulle lewe met water. Die Here maak lewens vrugbaar met sy teenwoordigheid. En die gedagte, hulle gaan van krag tot krag, beteken, hulle raak nie uitgeput nie. Hulle raak nie moeg langs die pad nie. Hulle kom nie op 'n plek waar hulle sê, soos ons in die weermag altyd gesê het, ek kan nie meer in die kopperhaal. Is nou verby, ek kan nie meer nie. Ek gee nou op. Daar's nie so iets nie. Inteendeel, hoe verder hulle gaan, hoe moeiliker die omstandighede raak, hoe meer gee die Here hulle krag. En is dit nie wat Jesaja 40 vers 30 ook vir ons leer? Die wat op die Here wag, op sy teenwoordigheid wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Wie? Die wat op die Here wag, die wat in sy teenwoordigheid lewe. Ek gaan vir ons ten slotte vers 9 tot die einde net weer lees. Here, God van die leerskare, hoor vanmôre ons gebed. Kom ons maak dit persoonlik. Kom ons bid hierdie gebed. Hoor vanmôre ons gebed. Luister tog na ons, o God van Jakob. O God, ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van u kinders, hier waar ons teenwoordig is in u teenwoordigheid. Here, vir ons is een dag in u teenwoordigheid baie beter as 1000 dae daar buite. Al sou dit by die plesierplekke van die wêreld wees of waar ook al. Een dag in u teenwoordigheid is beter as 1000 dae op enige ander plek. Ek wil liewer in die drempel van God se huis woon as om te woon in die tente van goddeloosheid. Dis ons gebed vanmôre, Here. Want die Here onsse God is 'n son en 'n skild. Het jy agtergekom, ons kry koud hier vanmôre. Hierdie is 'n koue vertrek. Hy's so half aan die suidekant. Hier kom nie 'n stukkie son in nie. Maar as ons nou net hier in die konsistorie ingang, waar daar net 3 ou venstertjies is, wat die son inlaat, dan is die verskil soos dag en nag van mekaar. Hierdie vertrek hier langsaan is 'n warm vertrek. Die Here is vir ons 'n son en 'n skild om ons te beskerm. Hy gee genade en eer. Hy onthou nie die goeie aan die wat in opregtheid lewe, wat in sy teenwoordigheid lewe nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou, wat in u teenwoordigheid lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook ons verlange na u teenwoordigheid aan u bekend kan maak. Dankie vir 'n baie kosbare psalm wat ons saam vanoggend kon oordink. En ons wil ook sê, ons stem saam met die kinders van Korag.
U woninge is lieflik. Ons hart en ons siel verlang, ja smag na U teenwoordigheid. Ons wil nie buite U teenwoordigheid lewe nie, Here. 1000 dae in U teenwoordigheid is baie beter, of 1 dag in U teenwoordigheid is baie beter as 1000 dae daar buite. Baie dankie dat ons vanmôre as U kinders, as U gemeente, ook ons verlange aan U bekend kan maak. En kan sê, Here, ons verlang na die wonder van U teenwoordigheid. Daarin wil ons lewe. Daarin wil ons elke dag ons bevind. Want in U teenwoordigheid kan die lewe maar kom met al sy aanslae, met al sy moeilikhede. Het Dawid in Psalm 27 gesê, kan daar maar 'n oorlog teen my opstaan. Met my God loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor 'n muur. Ons dankie daarvoor in die naam van ons Here Jesus. Amen.